Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 15de Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, op sy staan van polisiekommissaris was onwettig. Nuushooftrekke vir vandag, miljoene rande is aan slagoffers van apartheid bestee. Skorsing van polisiehoof was onwettig. Skool se naam verander na DF Akademie. Oorstromings vind plaas in die Kreerwiltuin. Golfspan bly net so hierdie jaar. Suid-Afrikaanse Protea dames netbalspan trek saam vir oefeninge. Fikile Mbalula in sy destydse hoedanigheid as minister van polisie het geen reg gehad om hom in 2017 te vra om as waarnemende polisiekommissaris op sy te staan nie. Dit is net die president wat die mag gehad het Gomotso Patlane, gewese waarnemende nasionale polisiekommissaris, gister voor die parlementêre ad hoc komitee getuig wat beweringe van korrupsie in die polisie ondersoek. Die komitee ondersoek die beweringe van luitenant-generaal Nantlantla Mkhwanazi, polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, oor wydverspreide korrupsie in die polisie. Die regbank en in die regering, Patlane wat in 2020 uit die polisie geskort is weens beweringe van korrupsie, het gister getuig dat hy Mkhwanazi salieer vir sy dapperheid om sy beweringe in die openbaar te kan maak. Advokaat Norman Arendse SC, getuienisaanvoerder, het Patlane uitgevra oor sy destydse skorsing uit die polisiediens. Volgens Patlane het Mbalula se besluit sonder huiwering aanvaar omdat hy nie politiek wou speel nie. Hy wou net die mense van die land dien. Ek wou nie die minister se instruksies ondermyn nie, het hy gesê. Patlane meen hy kan sy onskuld ook in die howe bewys. Hy stot vandag toe in die hof waar hy sy skorsing sal betwis. Volgens hom was daar 'n smeerveldtog teen hom wat deur Robert McBride en Paul O'Sullivan gedryf is. Dit was glo om sy permanente aanstelling te keer. Patlane het die komitee vir meer tyd gevra om sy verklaring van 168 bladsye in meer diepte te bespreek. Die komitee het ook intussen bevestig dat luitenant-generaal Dumisani Khumalo, misdaadintelligensiehoof, vandag en môre voor die kommissie sal getuig. O'Sullivan sal op 22 en 23 Januarie ook voor die komitee moet verskyn. Die regering het tot dusver 265 miljoen rand aan onderwysondersteuning aan slagoffers van apartheid bestee. Hiervan het 136 miljoen rand na 1783 leerlinge gegaan, terwyl 129 miljoen rand gebruik is om 1800 studente se naskoolse studies te finansier. Hierbenewens het die regering ook 'n eenmalige bedrag van 30.000 rand aan die slagoffers van apartheid wat deur die Waarheids- en Versoeningskommissie, die WVK, geïdentifiseer is, gegee. Die eis hou verband met die families van 25 slagoffers wat in Januarie verlede jaar 'n hofaansoek ingedien het teen die president, die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, die minister van Polisie, die nasionale direkteur van openbare vervolgings en die nasionale polisiekommissaris. Hulle beweer ook daar was politieke inmenging en onderdrukking deur sommige politici in die sake en daarom het die families van die slagoffer steeds emosionele letsels gehad. President Cyril Ramaphosa het in reaksie hierop 'n kommissie in die lewe geroep om die beweringe van die families te gaan ondersoek. Ondanks president Cyril Ramaphosa se opdrag aan Angie Motshekga, minister van Verdediging en militêre veterane, om Iran te vra om hom by die vlootoefening by Simonstad te onttrek, meen ingeligtes die Iraniërs speel steeds skelmpie saam. Betroubare bronne het bevestig dat die Iranse oorlogskip Iris Nagari Dinsdag aan die vlootoefening met Suid-Afrika, Rusland en die Verenigde Arabiese Emirate onder leiding van China deelgeneem het en dat daar verskeie planne was dat die skip ook gister sou deelneem. Tog het die Suid-Afrikaanse nasionale weermag Dinsdag 'n inskrywing op sosiale media wat intussen verwyder is, 'n Iranse skip gelys wat as een van die wat in die oefening saam met die skepe van die res van die lande sou deelneem. Terwyl die betrekkinge tussen Suid-Afrika en Amerika, wat Iran as een van sy aardvyande beskou, en ook die juis warm betrekkinge met China en Rusland het nie, op 'n geskiedkundige laagtepunt is. Trump het vroeër in 'n inskrywing op sy sosiale media platform met bestraffende tariewe gedreig teen enige land wat sake doen met Iran, hoewel die Iranse owerhede na bewering die laaste paar weke hordes betogers in hierdie land se grootskaalse burgerlike onrus afgemaai het Suid-Afrika vroeër behoorlik mond uitgespoel oor Amerika se ontvoering van president Nicolas Maduro van Venezuela en sy vrou, asook Israel se optrede in die Gaza-strook. Volgens die Amerikaanse menseregtegroep, die HRANA, is meer as 2500 mense al in die onrusgebiede dood, onder wie 2400 betogers en 147 lede van die veiligheidsmagte. Die hoërskool DF Malan in
Belwin het gister uiteindelik na uitgestrekte stryd oor sy naamverandering sy deure amptelik as die DF Akademie geopen. Die oorgang kom na uitgerekte hofstryd oor die naamsverandering wat in die appelhof gedraai het. Die rolspelers in die twis was die drukgroep trots DF Malan en die beheerliggaam van die skool. Die besluit om die naam te verander, spyt uit druk deur die skoolse alumni, onderwysers en leerlinge om te verander, weens die assosiasie daarvan met 'n voormalige eerste minister uit die apartheidsera. Die skool is aanvanklik na Daniel François Malan vernoem, wat as die eerste minister van Suid-Afrika gedien het toe die Nasionale Party in 1948 aan bewind gekom het. Dr. Malan was 'n prominente voorstander van apartheid. Op 17 Mei 2021 het die beheerliggaam 'n resolusie aanvaar om die skool se naam na DF Akademie te verander. Die hof het bevestig dat die beheerliggaam sy pligte nagekom het deur verantwoordelik op te tree in belang van die skool se langtermyn toekoms. Die bedoeling met die naamverandering is nie om geskiedenis uit te wis of tradisie te ontken nie, maar om die skool se naam in lyn te bring met sy waardes. DF Akademie bly onwrikbaar verbind tot Afrikaanse medium onderrig en is 'n Christelike grondslag. Ons streef steeds 'n kultuur van uitmuntendheid na op alle gebiede. Hannes Oosthuizen, DF Akademie se nuwe hoof, het ook gesê DF was nog altyd getroue leier in die onderwyslandskap. Terwyl ons met dankbaarheid terugkyk na 'n ryk verlede, sien ons met opgewondenheid uit na die toekoms en die groeppad wat vir ons voorlê. Gaste was gister vasgekeer in 2 kampe in die Kruger Wildtuin nadat 'n oorstroming by die Krokodilbrug dit onmoontlik gemaak het om die wildtuin te verlaat. Oorstromings het ook toeriste in lodges in Limpopo geraak en gaste is per helikopter na veiligheid geneem. JP Lou, Sandparke woordvoerder, het aan die koerante gesê ongeveer 30 gaste is gistermiddag in die Laarsabi in die Krokodilbrug kamp vasgekeer nadat die Krokodilbrug hek gesluit is omdat die laagwaterbrug na die hek oorstroom het. Groot dele van die park het oorstroom en verskeie hekke, kampe en paaie is gesluit. Simpuye Sangube, woordvoerder van Mpumalanga Toerisme en Parkeraad, sê hoewel geen skade aangerig is nie, is die volgende besienswaardighede gesluit weens die aanhoudende reën. Die Burks Look, Kolkgate, God's Window, Pinnacle, Swadini besigtigingspunte en die Blight Rivierspoort, Natuurreservaat en omliggende gebiede. 'n Woordvoerder van die provinsiale onderwysdepartement sê 892 skole in Limpopo, 540 in die Wembe Oosdistrik en 352 in die Mopani Oosdistrik is gesluit en kon nie gister heropen het nie. Nog skole sal waarskynlik gesluit word na mate die vloede in hierdie area gaan toeneem. 'n Vrou van Elsies Rivier moes 'n nuwe Eisenbergweg in Philippi omgewing die hand in tand teen 'n gewapende gryphower baklei het nadat 'n bakkie se ry in stilstaande verkeer met 'n baksteen stikkend gegooi is wat haar toe teen die kop getref het. Die man het ook aan haar kant van die bakkie die sleutel probeer gryp toe hy sien daar is niks in sig wat hy kon steel nie. Toe onbekende vrou skielik uit die bloute geskree het, "Hier is die polisie," het die aanvallers weggehardloop. Daar was geen polisiebeamptes nie en sy is verbaas dat dit so lank gevat het voordat iemand haar probeer help het. Die skurke is met Liana daar weg. Sy is na die Elsies Rivier Daghospitaal toe waar sy inspuiting toegedien is om te keer dat sy infeksie opdoen. Die dokters het dit gegee want daar was nie sekerheid waarmee ek gesteek is nie, het sy gesê. Haar wonde is ook skoongemaak en die glasstukkies is verwyder. Ons is verskriklik getraumatiseerd, het sy gesê. Ek is ook nou baie meer agterdogtig oor enige bewegings. Ek het al baie daai pad gery en hierdie was die eerste keer wat so iets met haar gebeur het sy gesê. 2 liefbeamptes is in hegtenis geneem nadat hulle glo omkoopgeld van 'n vermeende dronkbestuurder gevra het en die bestuurder liewers met die polisie saamgewerk het om die beamptes op heterdaad te betrap. Die beamptes het op 5 Januarie na bewering 'n vermeende dronkbestuurder in Parow voorgekeer. Die motoris kon ook nie rybewys wys nie en was boonop besig om 'n ongelisensieerde voertuig te bestuur. Die beamptes het klaarblijklik R3000 omkoopgeld geëis. Suid-Afrika voer nou meer suiker in as ooit tevore, 'n aanduiding dat die suikerbedryf sy jaarlikse pleidooi aan die tesourier omstrede suikerbelasting te skrap nie meer op dooie ore kan val nie. Die Suid-Afrikaanse inkomstediens data toon dat 153.000 ton suiker het tussen Januarie en September 2025 Suid-Afrika binnegekom. In 2020 het Suid-Afrika net 20.000 ton ingevoer. Die plaaslike suikerbedryf ondersteun meer as 1 miljoen direkte en indirekte poste wat sowat 27.000 kleinskaalse boere en 1.100 groter produsente ingesluit het. Ingevoerde suiker skep egter verwronge plaaslike mark terwyl die suikerbelasting terselfdertyd die vraag na plaaslike suiker verder benadeel. Die suikerbelasting wat in 2018 ingestel is om suikerverbruik te verminder en Suid-Afrikaners se gesondheid te verbeter, het volgens die bedryf geensins daardie doel bereik nie. Om die suikerbedryf te red, gaan nie net oor boere nie, dit
Dit gaan oor gemeenskappe, werksgeleenthede en Suid-Afrika se vermoë om sy eie kos te kan produseer. In hulle eerste seisoen in die Kampioenebeker in 2022 en 2023 het die Haie en Stormers tot die kwart eindrondes gevorder, terwyl die Bulle die enigste span was om in 2024 die fase van hierdie kompetisie te haal. Die Bulle en Haie het wel vir die Uitdagbeker se uitspelrondes gekwalifiseer, met die Haie se veldtog wat in die ronde van 16 tot einde gekom het, terwyl die Bulle in die kwart eindrondes uitgeskakel is. Volgens Marius Joubert, wat vir Kleinmond in die Kampioenebeker uitgedraf het, verg het egter massiewe spelersdiepte vir 'n span om hierdie titel te byt. Volgens Joubert gaan dit dalk nog so 'n bietjie tyd neem vir die Suid-Afrikaanse spanne om genoeg diepte en ervaring onder hulle spelers te bou voor hulle werklik met die groot Europese klubs kan meeding wat spelers van oor die wêreld heen gekontrakteer het. Ek is baie bly dat ons Suid-Afrikaanse spanne die geleentheid gegee word om daaraan deel te neem en is vir my baie aanloklike as die VRK reeks, het Joubert gesê. Joubert wie se loopbaan as speler vir die WP en die Stormers in die laat 1990s en vroeg 2000s vlam gevat het, kry die week ook kans om herenig te word met een van sy ou spanmaats by Kleinmond. 'n Baie belangrike aspek van die 2-daagse marathon sneltrajecte is nie net die feit dat die deelnemers sonder hulle tegniese spanne in die woestyn in tente en met kosrantsoene moes oornag nie, maar ook dat hulle al die werk aan hulle voertuie self moes gedoen het, soos die hervul van hulle brandstoftanks. Henk Lategan en Brett Cummings met die Toyota Racing se W2RC motor het 9 km voor die einde van die sneltraject oor 368 km net buite gisteraand se oornaggehalte by Bisha, Saudi-Arabië sonder die belangrike voggies, naamlik petrol gaan staan. Al Attiyah en Fabian Leeuwin, sy Belgiese navigator, was wel 6 minute en 12 sekondes agter die dag se wenner Matteo Serradori en Loïc Menaudier, sy navigator van Frankryk, in hulle Suid-Afrikaans geboude CR7, maar het genoeg tyd op die dag ingehaal om weer die voorste plek op die algehele ranglys in te haal, 'n ronde 12 minute voor laat te gaan hulle. Wat die ander Suid-Afrikaanse jaars betref, het Guy Botterill en Oriel Mena hulle TG RSI Hilux in die 4de plek agter die Dacia Sandriders van Al Attiyah wat tweede was, Sebastian Louw en Edward Boulanger van Frankryk in die 3de plek, met die Duitser Dennis Lenz langsom oor die dag se eindstreep gestuur. Die Suid-Afrikaner Saoud Waraiwa en François Gazale, sy Franse navigator, het in die 15de plek by die eindpunt aangekom, net 2 minute agter die Amerikaners Seth Quintero en Andrew Short in hulle TGR W2 RC Hilux. Die Suid-Afrikaanse 2 motorfietsjaars, Michael Doherty op sy KTM en Bradley Cox op sy Sherco, het die moordende dubbele sneltraject sonder enige buitehulp voltooi. Doherty het in die 6de plek vir die dag en Cox ver agter hom in die 7de plek geëindig. Die laaste 3 sneltrajecte van vanjaar se tydren se 13 roetes teen die stophorlosie begin vandag. Die 11de sneltraject neem die deelnemers oor 346 km van Binya na El Hanahikaya. Die volledige Suid-Afrikaanse stingers GC span bestaan uit Louis Oosthuizen, Brandon Garys, Dean Burmeister en Shell Swartsel bly vanjaar onveranderd. Die nuwe LFV golfseisoen begin met die toernooi in Riyadh, Saudi-Arabië van 3 tot 7 Februarie en die reeks besoek Suid-Afrika vir die eerste keer met 'n toernooi wat van 19 tot 22 Maart by Stein City aangebied sal word. Die Southern Guards GC weerspieël die verantwoordelikheid wat ons dra om Suid-Afrika op 'n wêreldverhoog te verteenwoordig met LFV Golf wat vir die eerste keer na Suid-Afrika kom. Is die tydsberekening uiters gepas om ons erfenis met trots te verteenwoordig, het die span aan die media gesê. Werkskomman as 'n oudleerling aan Grey College in Bloemfontein, wat na skool aan die Noordwes Universiteit, die NWU in Potchefstroom gestudeer het. Hy het verlede jaar 'n BCom honeursgraad in bestuursrekeningkunde verwerf. Skoolman voorspeler in Sewes het reeds 'n paar keer vir die Blitsbokke se A-span die naasbestes diens gedoen. Vroeër het hy die Suid-Afrikaanse studente Sewespan uitgedraf en die NWU in Sewes en ook in 15 verteenwoordig. Die Blitsbokke tans besig om voor te berei vir die Singapore toernooi wat op 31 Januarie en 1 Februarie beslis sal word. Die naweek daarna verskuif die aksie in die Sevens reeks na Perth, Australië. Die Blitsbokke gaan later van dese week saam met Kenia in Stellenbosch oefen. Die 3 Blitsbokke, Davis verliesbesering, Ronald Brel skouderbesering en Kiewan Nokie duispierbesering, is in 'n wedloop teen tyd om gereed te wees vir die Singapore en die Perth toernooi. 'n Groep van 19 spelers sal in Johannesburg saamtrek vir 'n oefenkamp. Hulle fiksheid sal daar getoets word en op die baan sal sekere scenario's aan hulle gestel word. Die 12 spelers wat gesorg het dat Suid-Afrika verlede maand 'n 5de Afrika titel in Lilongwe, Malawi wen, moet
wat bewys hulle is die eerste keuse in hulle posisies. Jenny van Dijk, Protea afrigter, sê die groep van 15 sal Sondag aangekondig word. Indien 'n speler 'n besering opdoen, weet jy dadelik wie is die persone wat opgetrek moet word. Ons moet begin diepte bou en ons kyk in feitelik elke posisie na 1 of 2 spelers, het Van Dijk aan die media gesê. Nicolas Smit het in die eindstryd van die Afrika beker toernooi teen Uganda hoofdoelverdediger gespeel. Die Australiese snelbouler Josh Hazlewood glo hy sal slaggereed wees vir volgende maand se T20 wêreldbeker toernooi, die T20 WB, nadat hy die reeks om die as misgeloop het weens haksening en duispierbeserings. Indien die ervare snelbouler fiks verklaar word, sal die Aussies se boulaanval aansienlik versterk wees. Hoewel Pat Cummins deel is van die Australiese T20 wêreldbekergroep, is sy deelname ook nog nie 'n uitgemaakte saak nie. Die snelbouler sukkel die laaste paar maande met 'n rugbesering en het net die derde toets in die reeks om die as teen Engeland gespeel. Hy het 6 paadjies in hierdie wedstryd laat val. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. U kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 2027, Polokwane 1622, Lephalale 1933, Mbombela 1827, Mahikeng 1732, Pretoria 1633, Johannesburg 1631, Ermelo 1428, Kalahari 2235, Gaborone 2035, Richards Bay 2235, Pietermaritzburg 1727, Durban 2229, Port St Johns 1926, Pongola 1933, Maputo 2129, Bethlehem 1432, Bloemfontein 1935, Alawal Noord 1732, Welkom 1934, Vryburg 2034, Kimberley 2136, Appington 1936, Prieska 2037, Springbok 1127, Karasburg 1532, Keetmanshoop 1634, Mariental 2035, Alexanderbaai 1625, Brandvlei 1432, Loederitsbaai 1831, Vredendal 1528, Kaapstad 1721, Sutherland 1022, George 1521, Jeffreys Bay 1722, Geberra 1723, Grafreinet 1324, Kaapougelas 1619, De Aar 1534, Molteno 1225, Beaufort West 1425, Oos-London 1629. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R16.40 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R10.97. 'n euro verhandel teen R19.10. Die pond kos R22.04. Die yen verhandel teen 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,417. Palladium per fyn ons is $1,862. Silwer per fyn ons is $92.68 Amerikaanse sent. Goud per fyn ons is $4,630. Brent olie per vat is $65.47 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.